sien, maar geen doel in die lewe te hê, of geen droom te hê, of geen missie te hê nie. Niks te hê wat jou motiveer en vir jou rigting te gee in die lewe nie. Sy sê, dit is baie erger as om blindgebore te word. Om nie koers te hê in jou lewe, om nie te weet waarheen is jy op pad nie. Nou lees ek 'n baie aangrypende vers in die Bybel en ek wys hom op julle die boodskapversie daar van die Bybel. Met Hebreërs 11 vers 27. Hy het hom glad nie van koers laat bring nie. Dit was byna asof hy God by hom kon sien. Alles God onsigbaar. Ekskuus, ek het julle verkeerd gelees, kom ons al nie goed gelees, kom ek lees het weer. Hy het hom glad nie van koers laat bring nie. Dit was byna asof hy God by hom kon sien. Al is God onsigbaar. Van wie word hier gepraat in Hebreërs 11? Kom ek help, dit het nou nie by jou soos wat ek het gehad het. Ons gepraat oor Moses. Dit is Moses van wie hier gepraat word. Ek was dit gou so 'n bietjie vinnig oor Moses. Wat weet ons van Moses? Moses was iemand met 'n geskiedenis. Dis mos so. Hy het mos 'n man doodgeslaan. Dit gemaak het en dis vlug. Op 'n manier sou mens kon sê Moses was 'n skuldige mens. Skuld aan iets verskrikliks. En toe roep die Here vir hom, hier kom hy nou. By Farao was moeilik teëstaan, alkante teëstaan. Ook by Farao was dat teëstaan. En dit het nie sommer net so maklik. Farao het nie sommer dadelik te sê, jy kan my mense vat en doop. Moses self, toe die Here hom roep, dan Exodus 3, vol verskonings gewees. Daar's ek het 5 van hulle wat ek genoem het. Hoekom hy nou nie die regte ou is? Hoekom kies die Here nie, maar die was iemand anders? Een daarvan is dat hy sê ek kon nie regte praat, ek was 'n ou of ek is 'n ou wat hakkel. En interessant, die Here het nie tot gesê, maar okay, ek weet Jakob, kom ons los ons kry iemand anders. En hy sê ek bring vir jou hulp. Ek het jou gekies. Moses is iemand met 'n roeping. En die taak of die roeping wat die Here vir hom het, so mens kon sê is 'n byna bo menslike taak. Ek kan wil julle net gesels van hoeveel massa mense besal. Dink jy bietjie in die logistiek van die kos en al sulke goedes. Daarvoor roep die Here vir hom. Hy sê hy het geleef asof God by hom is. Nou daar's twee dinge wat 'n mens kan help met 'n visie. Wat men kan maak dat jy doelgerig is. Die eerste ding is om te weet wie is God. Dit help jou. Nou as jy sommer so praat, wie is God? Wat 'n prentjie is eers in jou kop? As jy dink oor wie is God? Natuurlik is hy Jesus Christus ons hemelse Vader, né? Maar wie is God? Hy is die almagtige skepper, en soos ons kan antwoord. Wie is God? Dit is die een ding. En dat jy leef asof God by ons is, asof ons hom kan sien. Die tweede ding is wat ons help met 'n visie, met 'n rigting in die lewe, is om te weet wie is ek? Wie is jy? En wie is jy? Natuurlik het jy 'n naam. Dit is en wie jy altyd dink oor jouself. Miskien moet jy jouself sien soos God na jou kyk. Miskien moet jy ook na ander mense begin kyk soos God na hulle kyk. En dit maak dat jy anders lewe. Wie is jy? Wie is ek? Soos Moses is soos iemand met 'n roeping. Wat mooi. Jy, ek is deur die Here geroep. Dit kan lees. Staan in die Bybel. En vanaand se gedeelte is seker een van die mees aangrypendste gedeeltes in die hele Bybel. As jy daar 'n bietjie mooi kyk, die volgende prentjie wat vir ons sê, maar as jy so 'n bietjie kyk na Efesiërs, dit was 'n brief om bloot om mense te bemoedig. Dit is waarskynlik as jy bedoel dat die hele streek moes lees. Daar's byvoorbeeld baie min
een daarvan kan getuig, dat die genade vir ons genoeg is. Here, dankie, dat ons ook vir mekaar het, dat ons hier ietsie kan beleef, van die gemeenskap van gelowiges, waar ons vir mekaar kan omgee, vir mekaar kan bid, saam kan lag, saam kan hou, en saam vir mekaar kan aanmoedig, om te kan groei, en mekaar te kan bemoedig, dat wanneer het moeiliker gaan. Dankie dat ons almal die woord het. En Here, daarom dat nou ook die jaar van die Bybel is, bid ons dat ons hierdie jaar duidelik sal lei deur die woord. Ook vanaand sal lei deur die woord. Maar Here, ons wil kom getuig, slegs geloof, slegs genade, slegs Jesus Christus. En Here, ons wil net leef, tot eer van die naam, en slegs die woord. Here, seën ons as ons nou lees, dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus. Amen. Vriende, ons gaan ons nou lees al vanaf vers 15, wat ons opskrif het, Paulus sy gebed. Begin met die woordjie daarom. Dit sluit aan by natuurlijk die vorige stuk waar hy praat van die wonderlike geskenke, God het ons geseën met al die seëninge wat daar is. En dan kom hy daarom, vandat ek verhoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek het met gebede aan julle dink, bid ek dat God aan ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoor so verhelder dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons as gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is te uitoefen in ons wat geloof. Dis dieselfde kragtige werking in sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat er ook al sprake mag wees, nie net hierdie bedeling nie, ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, om bo alles te hê, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is 'n liggaam, volheid van hom, alles en almal vervul. En ek sê, mens kom ons maar amper sommer nie dadelik sê, amen. Dit is so baie mooi dinge. Kyk mooi, die papiertjie daar. Wat sien jy in vers 5? Wat het Paulus gehoor? Hy het gehoor, hierdie gemeente, hierdie klompie mense, se geloof in Jesus Christus. En hy het gehoor van hulle liefde vir al die gelowiges. En dit het verwonder. Ek het sommer net so by myself verwonder. Wat hoor ander mense in die Egie Kerk Kraaifontein? Wat is die dinge wat hulle sou hoor? Miskien moet ek ook vra, wat sê ons van die gemeente waar die Here ons geplaas het? Dan wil ek hier met gou 'n bietjie kyk na die uitdrukkingsstukkie wat ek vir jou gegee het. As jy so vinnig kyk, of jy so dadelik sien, daar is 'n klomp stukkies wat ek bietjie donkerder gedruk het en bietjie groter gemaak het. Hoekom? Wat sien jy? Wat sien jy as jy so net so vinnig net kyk? Wie is in beheer? Wie werk? Wie doen? Wie gee? Sien jy dit die Here is? Dis die Here. Dit is vir God, aan God, hy gee, hy openbaar ons so, dis hy wat in dit oor spreek jy, soos jy mens kan aangaan. Ek wil hier weer later bietjie weer daarna gaan kyk. Dus na die volgende prentjie kyk, hier is dit belangrik, en dit is belangrik
nie daar wat het miskien sê, nooit weer bid nie. Gebed is die manier waarop ek en jy elke dag leef. Dit is 'n lewenswysheid. Ek kom bid dat God meer in hierdie klompie mense se lewens sal doen. Nou wonder ek, is dit nie wat ek en jy ook graag wil hê? Daai meer. Dat God meer in my en jou lewe sal doen. En spesifiek bid hy vir die gelowiges, vir ons, vir al 3 aspekte van hulle of ons verlossing. Dit is 3 aspekte van ons verlossing sal beleef. Eerst die waarvan ek bid is wysheid. Colin, jy sal onthou, dit is verlede Woensdag toe ons gevra maar waarvan kan ons verloofheid het ons gesê spesifiek wysheid. Nou wysheid, vriende, ek bid vir wysheid hierso. Dat ek en jy, dat ons wysheid sal hê, nie net om Colin, met almal vir ons wysheid sal hê. Nou wysheid is baie meer as net dit is iets anders. Wysheid so leer die Bybel vir ons, begin met die dien van die Here. Dit is Spreuke 3 wat sê, wysheid is baie meer werd as enigiets anders. Eerlik sê my al sulke soos dit is baie meer werd as dit. Wysheid is die regte verhouding met God. Om met wysheid op te tree, is om as gehoorsame gelowige te leef, elke dag, in al my verhoudings. En vriende, dit is 'n groot ding. Dit is 'n groot ding om te vra, en sien, ek en jy kan dit nie self doen. En daarom bid Paulus, dat die Here dit deur die Heilige Gees, waar hy die wysheid sal gee. En nou sê so dadelijk vir mekaar, is ons moontlik met die Heilige Gees woon in my en jou. Ons moet hom net nie betroef nie. Ek bid dat deur die Heilige Gees jou en my gegee word. Die beeld wat ek in my kop het, is 'n oop hart. Die Here wil gee, sodat ek en jy wys kan leef in al ons verhoudings, dat ons verhoudings so sal wees, dat ons verhouding met God sal reg wees, ons verhouding met mense reg sal wees, dat ons gehoorsaam sal wees. Dis die eerste ding wat hy spesifiek dan bid, dat hulle hierdie stukkie van hulle verlossing sal beleef. Die tweede ding wat hy bid vir dat hulle daai stukkie van die verlossing sal leef is, die openbaring van God, sodat hom werklik sal ken. En hoor die behoefte hier. Die behoefte hier is om vir God werklik te ken. En dan ken ek ook vir julle so 'n bietjie. En ek ken myself ons ook. Dit is ons ook ons diepste behoefte. Om vir God regtig te ken. Nie net te weet nie, te ken. 'n innige, close verhouding met die Here te hê. En dis ook moeilik. Hoe? Wat die beeld is daar in die Bybel. Die beeld wat Jesus ons gee is van die wingerdstok en die lood. As die lood vas is in die wingerdstok, dan kry sy op sy voedsel vanuit die wingerdstok en dan kan hy vrugte dra wat by die kering pas. Sê ek en jy nie, God wil dit in ons lewe waar maak. Dit sal beteken, ek en jy sal met tyd maak. Prioriteit tyd maak vir die Here. Dit beteken dit sal ons heel belangrikste afspraak van die dag moet wees. Wil ek jou vra, wil jy graag groei? Wil jy graag jouself in die Here verbind? En ons praat van commitment. Dan is hierdie ooreenkoms wat jy met die Here maak. Here, maak jouself wat in 'n besigheid is. My prioriteit is ek wil vir jy weet ek ken. Dit gaan beteken dat die Here vir jou vir my nie net oor moet gee, maar oor moet gee. Ore wat luister. Die ons is baie goed doen praat. Ons doen dit ongelukkig in ons gebedslewe ook so. Ons praat. Ons maak nie. Ons laat nie toe dat die Here met ons praat. En dan sê ons het so behoefte dat die Here met ons wil praat. Ek het die Here dit gepraat. Die nooit gehoor nie. Ek is onskuldig daaraan, dat mense vir my kom kuier, en dan begin ek raad gee. Praat, en nie toelaat, en dit laat vertel altyd. Ons moet luister. Vriende, vir God te ken,
Dis Larry Craig. Hy het 'n belangrike vraag gevra. Hy sê, lewe ons net of wandel ons saam met God? En Moses het gesê, dis byna of God by hom kan sien. Dat is die ander nie. Dis al wat ons in Efesiërs kry nie. Dat is nog meer. Dit het my laat dink, die trouwens verlede week was ek in Pretoria. Nou, deel van hulle paneel vir die groepie wat daar is daar 'n man, hy kom hier van Veldrif se wêreld, daar die skool. Ek het wonderlik om te gesels oor omstandighede en hoe hy skool gee. Want hy is nie net die onderwyser, hy is ook die een wat vir kinders kos gee en gemeenskapswerk. En al sê ek, 'n groot ou, 'n hele groot ou is hy. Maar hy elke oggend begin met gebed. En die oggend te bid hy en vra 'n klomp dinge. Die ou mens sê vir my, pragtig. Ek is ook weer aan dat hy sluit sy gebed so af. Here, as ek te veel gevra het, vergewe my asseblief. Wow, dit is iets van sy gesindheid, né? Mens kry amper hierdie idee dat Paulus hier baie vra. Hy mag ons vra, want God is groot. En hy wil gee. Nou bid hy. Hy bid dat God hulle oë sal open vir 'n klomp heerlike dinge wat waar is elke kind van hom. Wat waar is van jou en van my. Hy bid dat God sy dit skenk aan ons wat ons dit sal snap. Ek is dit te wonder wat is 'n goeie woord en nie versnap. Is daar beter Afrikaanse woord? Verstaan het net nie vir my so lekker geklink nie. Dat ek nie gee vir 'n klik. Hierdie heerlike dinge wat waar is van my. Hy bid dat God hulle gees soos oos op jou helder. Dit is vers 18. Letterlik moet hy die oë van hulle hart verhelder. Dis wat daar letterlik staan. En daar dan die liedjie in die band vir ons sal speel. Open the eyes of my heart, Lord. En ek sê, dis ons nou maar opgesê het. Want dit is wonderlik. Hulle oë moet oopgaan, sodat hulle 3 geestelike dinge moet raak sien en verstaan. Dat is die eerste ding, wat hulle moet raak sien en verstaan. Eerste ding is, die hoop wat God se roeping vir hulle inhou. Twee dinge hoor ons sommer daar. Ons hoor die woordjie roeping. Ons hoor dat gelowige mense, en dis mos ook ek en jy, geroep is. Net, die disciples destyds van Jesus gesê, kom saam, en ek sê julle nog nie. Vriende, die Here wil ook hê ek en jy moet saam met hom elke dag wandel. Vir hom volg, waar het hy? Ek soos Moses sal wees asof ek die Here sien, want hy sê onsigbaar. Die tweede woordjie wat ons so hoor is hoop. Ek dink dit is so nodig vir ons vandag. Dit is hoop vir my. Ek hoor, dit is hoop vir jou. Jy is nie meer verloren, jy is kind van die Here. En die wat, ek en jy is ook hoopdraers. Dis wie ek en jy is. Dis wat die kerk veronderstel is om te wees. Ek het van die begin van die jaar af gereeld, moes vir mense sê, skies die kerk was gedaan vir jou nie. Wat vir my vertel, want as sit toe met hulle eie krisisse by die huis, en dan kom hulle leef met krisisse by die kerk af, en die soort tussen ons. Dis die hoopdraers geraak. Skies Here, ons is hoopdraers. Ons is ligdraers, vriende. Ons is sout vir die wêreld. Positiewe mense wat verskil kan maak. Tweede ding wat ek en jy wat in hulle moet raak sien en verstaan is, die rykdom wat daar is en die heerlike erfenis wat God vir die gelowiges bestem het. Wat die woorde staan uit? Daar staan die rykdom. Die rykdom. Vriende, gaan lees bietjie met Efesiërs in sy eerste stukkie, en wat ek en jy gesien is, al die sien. Die Here het nie net vir my jou bietjie gegee. Dis 'n klomp goed wat hy daar noem. Moet raak sien dat die Here vir ons reg
erfenis is vir ons, is vir jou. Dan gaan nie eendag vir jou verrassing kom. Dan gaan nie, as jy die dag jou oor toe maak, verrassing kom. Here het vir jou plekkie reggemaak. Erfenis. Jy en ek is 'n erfgenaam. Kind van die Here, erfgenaam. Derde ding wat ons sal raak sien en verstaan, die ons verstaan, is die geweldige grootheid van God se krag, wat hy uitoefen in gelowige mense. Dan praat hy ook so 'n bietjie hoe hy dit verstaan en sien. Ons ken krag. Ek het in Appington gebly. En destyds, was die Gerietam, was ons van voor die Volkotam nie daar. En daar het dit nog baie gereed. As het gereed het, julle daar by, julle het ook die Oranje Rivier gesien, want dan sê wel oorstroom. Dit is aangrypend om 'n klomp massawater te sien afgaan. Hulle vat alles weg. Ek het letterlik beleef hoe in Appington die nuwe brug se keer wegvat. Die bruggie wat klaar was, wat op 'n ander manier gebou is, uitgebly staan. En ek sien hoe kom die meubels en afvalsike goeders kom. Dis krag. Vuur wat buite beheer geraak het. Dis 'n kragtige ding. Niks is kragtiger. So, iemand het die dood op te wek. Dis die ene wat ons vir mekaar sê, as iemand dood is, dokter, vir ons maar maak wat ons, met al ons wonderlike kennis. Maar God het vir Jesus in die dood